Hartlik welkom ook aan ons aanlyn kykers by die geleentheid vanoggend. Die eerste Sondag van Advent, ons Hoop Sondag. Sondag wat ook die tema het van hoop wat oorloop. En julle gaan in die week saam met my lees uit Jesaja 9 en uit Lukas 6 en Romeine 15. Maar vir vanoggend se oordeenking gaan ons saam lees uit Jesaja 9 uit. En terselfdertyd sal ons so verwys na Lukas 6:38 en uiteindelik ook Romeine 15 vers 13. Maar kom ons blaai ook in ons Bybel staan na Jesaja 9. Jesaja 9 en ons is hier in die kerkgebou, het ons die ligte af, dis nie die kersse wat brand. Uiteindelik sê ons so mekaar dat die lig bring uiteindelik ook hoop in die duisternis. En in lyn met ons reeks van gebed uit die psalms, ons reeks oor danksegging wat verlede Sondag klaargemaak het en oorloop ook in ons dankseggingsfees vandag, sê ons so mekaar, ons praat vandag dan van hoop wat oorloop. Hoop wat nie net vir jouself is nie, maar vir almal. So belangrik, kom ons bid saam. En dan praat ons oor Jesaja 9. Here, baie dankie dat ons mense is wat van hoop lewe. Dankie dat ons nie vir een oomblik hooplose mense is nie, maar dat ons hoop gevestig is op die lewende God. Ja, Here, ons land partykeer in hopelose situasies. Maar dis dan wanneer U ook met die lig van die hoop in ons midde kom staan en sê, maar daar is uitkoms, daar is geleentheid. En deur dankbaar te wees, ontdek ons hoop. En uiteindelik loop ons hoop ook oor, loop ons beker oor, omdat U 'n God is wat gee, omdat U 'n God is wat goed is. Ons eer U in Jesus se naam. Amen. Kom ons lees die paar verse uit Jesaja 9, die eerste 6. Ek dink belangrik die eerste vers, wat sê, die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien, oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. So hou hom vas. Volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien, oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. Die wat nie meer 'n nasie was nie, baie gemaak, hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in U teenwoordigheid verbly, soos mense in die oestyd, soos hulle juig wanneer hulle die buit verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het U die juk verbreek wat op die volk gedruk het, die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. Elke soldaat skoen wat in die oorlog gebruik is en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word deur die vuur verteer word. En dan ons bekende vers vir Advent en vir Kerstyd. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Vers 6, sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. Kom ons lees tot sover. Ek wil graag op hierdie Sondag ook vir jou net 2 verse lees uit Lukas hoofstuk 6 uit. En ja, kom ons lees Lukas 6. In lyn met ons dankseggingsfees, Lukas 6:38, gee en vir julle sal gegee word, 'n goeie maat, ingestamp, geskit
en propvol sal hulle in julle hande gee. Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word. En dan skakel ons oor na Romeine 15 toe. Romeine 15 en daar lees ons die 13de vers wat uiteindelik op hierdie hoop Sondag die volgende sê: mag God die bron van hoop julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Mag julle hoop al hoe sterker word deur die krag van die Heilige Gees. Vriende, wat wil die Here vir ons mee help op hierdie dag? Ek dink die belangrike is om vir mekaar te sê, weer net, ons kom uit 'n reeks uit oor dankbaarheid. Reeks waar ons geleer het dat dankbaarheid 'n lewenswyse is, 'n leefstyl is. Dankbaarheid is nie 'n gevoel nie. En ek dink as ons gooi na hoop toe, dan sê ons mekaar, hoop is ook nie net 'n gevoel nie. Dis nie net 'n emosie nie. Dis nie 'n aksieplan nie. Dis nie een of ander iets wat ek doen en dan kry ek iets daarvoor nie. Dis uiteindelik 'n leefstyl en dis iets wat ek inoefen. Hoe langer ek daarmee besig is, hoe meer kan ek daarmee lewe. Hoe meer vertroud raak ek daarmee. 'n Dame met die naam van Diana Bass vertel dat sy op 'n stadium van intense spanning in haar lewe dood eenvoudig begin dankie sê. Eenvoudige goed. Dankie vir lig. Dankie vir asem. Dankie vir kos. Dankie vir 'n dak oor my kop. Haar Engelse aanhaling, gratitude like interest compounds. Dit verander uiteindelik jou lewensblik. Dit word hoop wat oorloop. As jy onthou Psalm 103, loof die Here en moenie een van sy weldade vergeet nie. So die oomblik as ons oor dankbaarheid praat en ons praat oor lig, dan sê ons vir mekaar, dankbaarheid skep ruimte vir lig. Want dan skryf hierdie selfe Bass-vrou en sy sê, gratitude is defiance. Met ander woorde, dankbaarheid is heilige weerstand. So die donker in die oë te kyk en te sê, ek is steeds hier, want God is steeds getrou. Daarom dat 'n teks soos Lukas 6:38 resoneer hier om te sê, gee en vir julle sal gegee word. Dis nie 'n transaksie nie. Dis 'n lewensritme. Dis 'n openheid, dis 'n vertroue, dis 'n oorvloed. So dankbaarheid maak ook die hart oop vir hoop. En Advent, hierdie eerste hoop Sondag, help my en jou om hoop weer te voel, waar hoop nie meer gevoel word nie. Om met hoop te lewe. Is wat Jesaja 9 mee begin het. Hy sê, die volk wat in donkerte geleef het, die volk wat in duisternis geleef het, het 'n groot lig gesien. So daarom is hoop uiteindelik nie 'n stuk optimisme nie. Optimisme kyk na die situasie, hoop kyk na God. Ons sê dikwels dis 'n onmoontlike situasie. Dan onthou ek vir Maria, toe sy die geboorteaankondiging gekry het, en sy gesê het, hoe so iets moontlik? Ek het nog nooit by 'n man geslaap nie. En dan die hele ding van, by God is alles moontlik. So hoop is nie optimisme nie. Hoop is kyk na God. Met die besef, vir God
is alles moontlik. Daarom Romeine 5:13 wat sê, maar God wat die bron van hoop. Mag God die bron van hoop wat maak? Julle volmaak met hoop. Julle deur julle geloof met vreugde en vrede vervul wat? Hoekom? Volmaak, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Wat maak hoop? Hoop help my uiteindelik om te beleef en te ervaar dat die lig in Jesus Christus Heer gekom het, dat die lig reeds deurbreek. Dat die lig hier is, dat alles aan die lig kom. En dan sou Henry Nouwen uiteindelik daaroor skryf, hy sê, as daai lig na die wêreld te kom en Jesus Christus Heer, uit liefde vir die mensdom, daar lê as diensknegt neer, want hy die wêreld liefgehad, dan sê hy, Christus se lig maak 'n nuwe wêreld oop. Terug by sy woorde, Jesus se dood is nie die einde nie, dit maak 'n nuwe wêreld oop. Jesus sê dit self, as ek nie gaan nie, dan gaan die Gees nie kom nie, dis tot julle voordeel dat ek gaan, want dan sal ek die Heilige Gees na julle toe stuur. En dis wat Advent sê. Christus het gekom. Dis 'n beweging. Christus het gekom. Christus kom steeds. Christus kom weer. Dis die ritme van hoop. Die ritme van hoop wat uiteindelik vir ons sê, lig het gekom, lig is hier, lig kom weer. Daarom is hoop 'n keuse. Dis nie iets wat op die ingewing van die oomblik gebeur nie. Dis nie hoop en bid nie. Dis nie sit en hoop vir beter dae nie. Dis aktief. Dis iets doen. As ons daai kers aansteek, dan bely ons, die lig is sterker as die donker. God se teenwoordigheid is groter as ons vrees. God se toekoms is heerliker as ons verlede. So dankbaarheid leer my en jou sien. Dankbaarheid leer my en jou hoop raak sien. In hopelose situasies. En hoop leer my en jou met verwagting wag dat Jesus weer kom. Mag gee veel tyd om stil te word. Here, laat die lig oor ons skyn. Steek vandag hoop aan in die harte van hulle wat moeg is. Steek vrede aan waar onsekerheid woon. Steek verwagting aan waar mense wag. Dankie dat U lig altyd die laaste woord het. Amen.
Ek nooi jou in hierdie week om elke dag met ons kort WhatsApp gedagte so 'n bietjie te dink, so 'n bietjie dit wat ons nou oor gepraat het verder te gaan inoefen. Sluit by ons aan elke dag. As jy nog nie die boodskappe kry nie, stuur net vir my 'n WhatsAppie. Maak seker dat my selfoonnommer op jou foon gestoor is, sodat jy die boodskappe kan ontvang. Werk elke dag met 'n lekker kort ritme. Ons lees so 'n paar dae, hierdie week is Jesaja 9, ons gaan so eendag kyk na Romeine 15, dag na Johannes 1 vers 5, en dan uiteindelik ook na Lukas hoofstuk 6 vers 38. So met 'n lekker ritme van lees, dink, bid, leef, help ons jou om ook in hierdie dae, hierdie teks van hoop uiteindelik in te vul, of in te oefen. Belangrik, die bestuursraad vergader Woensdagoggend, die 3 Desember, 10:00 in die konsistorie. So die bestuursraad, ons laaste vergadering vir 2025. Daarmee saam herinner ek graag ons inwoners by die tehuis vir bejaardes. Ons het donderdagoggend die 4de hele Kerssangdiens by die tehuis. So ek herinner die inwoners by die tehuis vir bejaardes, ons Kerssangdiens wat daar by julle plaasvind. Dan waarsku ek byvoorbeeld dat Sondag die 14de Desember is daar geen in-persoon erediens nie. So daar's nie in die kerkgebou die 14de Desember 'n erediens nie. Ek is op daai stadium bietjie weg met vakansie, die een Sondag die jaar wat ek nie 'n erediens fisies in die kerk gaan aanbied nie. Maar daar sal vir julle een op YouTube wees. Julle hoef nie bekommerd te wees nie. Ons het die 14de net nie 'n in-persoon byeenkoms nie. So onthou asseblief. Dan belangrik, ek herinner sommer nou al, 25 Desember is die erediens 9:00 die oggend, en ons dankoffer wat opgeneem word is ten bate van Beeld se kinderfonds. So dis donderdag 25 Desember 9:00 die oggend is ons Kersdiens 9:00 die oggend Beeld kinderfonds. Dan sê ek maar net, dis bietjie ver, maar dis ook te ver nie. 1 Januarie 2026 is ons diens 9:00 die oggend ook die donderdag. Baie welkom om saam met ons daai dag te kom kuier. En dan belangrik wil ons vir mekaar sê, is welkom om my te kontak op 083 654 0806 indien daar enige iets is waarmee ek kan help. So 083 654 0806. Ons groet ons aanlyn kykers tot 'n volgende geleentheid. Mag dit met julle almal goed gaan en mag jy 'n geseënde week hê. Totsiens.